Saggies in die nacht, die hele aarde sit en wag vir die stem van ons redder, so lang al verwag. Wie sou kon dink dat so 'n klein kind my met God weer sou verbind? Immanuel, God is met ons. Immanuel, God is by ons. Die vleesgeworde Heer in 'n krib neergelê, van die herders tot die engele, met lofgesange bring om eer. Wie sou kon dink dat so 'n klein kind my met God weer sou verbind? Saggies in die nacht, die hele aarde sit en wag vir die koms van ons redder, so lang al verwag. Ek lees vir ons Johannes 1 vanaf vers 1. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan het nie ontstaan nie. In hom was lewe en die lewe was die lig vir die mense. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar is 'n man gestuur deur God wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig sodat almal deur hom kan glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en tog het die wêreld hom nie herken nie. Hy het gekom na wat syne was en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie.
maar almal wat hom aanvaar het, het hy die reg gegee om die kinders van God te word. Hulle wat in sy naam glo. Hulle is nie uit bloed nie, ook nie uit liggaamlike drang nie, ook nie uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. Kom ons staan net op by vers 14. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. Ek sien nou hierdie week op Facebook 'n video wat iemand geneem het daar by Beaufort West. Ek weet nie of julle gesien het hoe lyk die verkeer daar by Beaufort West nie. Maar die ouens, ek weet nie, lyk my almal vlug, want dit lyk op daai baan lyk vir my of my pad Beaufort toe is, binneland toe, nie 'n pad see toe is nie. Kyk, maar ek weet nie of dit waar is nie, maar ek het 'n voeltjie hoor fluit. Hulle sê dat daai stringkarre wat bumper en bumper mekaar daar staan, is kilometers lank. Almal op pad huis toe, vakansie toe, op pad iewers heen. Kyk, ons is baie bewus van die ekstra paar voete wat hier in George rondloop wat ons gewoonlik nie ken nie, want jy trollie rondstoot, dan kom jy agter, jy moet eers bietjie wag dat die ouens hulle goedjies klaar maak voor jy jou trollie verder kan stoot. Maar dit beteken dat die mense hier is van heinde en verre, dat ons mense gekry het wat hier kom om by die see te kom vakansie hou. Al die harde geldjies wat hulle bymekaar gemaak het, kom hulle hier uitdeel. Braaivleisvure aansteek en die kinders wat bos gaan. So Kersfees is eintlik 'n tyd waar mense op pad is. Is dit nie so nie? In die kar op pad iewers heen, op die vliegtuig op pad te gaan kuier of kom van 'n kuier af as jy Elon Musk is op pad maan toe. Ek verstaan dit as jy die hele jaar hard gewerk het en jou huis gehok was tussen huis en werk, dan kom 'n mens op 'n stadium by 'n punt waar jy sê, weet jy wat, ek gee nou regtig nie om waar ons ry nie, maar ons gaan nou ry. Klim my vrou, ons ry nou. Moenie die kinders vergeet nie, ons ry nou. Nou ek lees dat geleerdes bereken dat ouens wat Desember maand hier vakansie hou, ongemiddeld 400 km op die vakansie ry. So jy's klaar hier, is 400 km. So dis nou Spar toe, see toe, Karavaan toe, môre weer dieselfde storie. Spar toe, see toe, Karavaan toe. 400 km, net hierdie stuk. So dis iets wat ons almal ken. Dat jy gou in jou kar spring en hier rondry. Maar as jy nou vir iemand sê, luister, ek gaan nou gou in Pretoria kyk, dis 1400 km weg, hoor. Of wat vir hom Keith? Keith het bietjie in Ierland gaan kuier by sy kinders. Jy vlieg vir ewig, ek dink jy eenmal is korter. Maar glo dit of nie, dis nie die enigste afstand wat 'n mens kry nie. Dalk is jou familie ver, en in jou hart voel jy daai afstand hierdie tyd. Of dalk is jy nou onlangs deur 'n egskeiding, daai afstand is jy baie bewus van vandag, en dis nie lekker nie. Dalk is dit jou eerste Kersfees sonder daai iemand wat altyd daar was, dan raak 'n mens baie vinnig bewus van afstand. Die dood veroorsaak geweldige afstand. So ja, Kersfees gaan oor afstand. Of dit in die kar is, of dit in die hart is, 'n mens is bewus van afstand in Kersfees. Ek weet is nogal nie iets wat 'n mens altyd aan dink nie. En jy kan waarskynlik 'n paar mense sit wat vanoggend hier sê, "Eers, daar moet iemand net die dominee help vanoggend. Hy weet dis Kersfees. Praat oor afstand hier." Maar die rede hoekom ek so hamer op afstand vanoggend sê, is omdat Kersfees beslaan groot afstande. Ongelooflike groot afstande. Het jy al ooit daaraan gedink hoe ver die engele moes vlieg om op die aarde 'n boodskap oor Jesus te kom bring? Wat was die afstand gewees wat die engele moes vlieg om die goeie nuus te kom bring, veral eerste aan die herders? En dan is dit nie een engel nie, daar staan in die Bybel 'n hele rugbyspan engele. En dan het hulle ver gevlieg om die boodskap heel eerste aan herders te bring. Herders van alle mense. Ek dink dit gou vir jouself. Jy spring in jou kar en daar skiet jy nou Pietersburg toe, 2000 km hiervan af. Om vir iemand daar wat daar buite Spar sit en wag vir 'n brood om vir hom te sê, ek het vir jou goeie nuus. Geef hom die goeie nuus, spring jou kar en ry weer terug. Want om eerlik te wees,
is die herders eintlik die laaste ouens wat moes gehoor het. Hulle moes so deur die wingerd gehoor het van Jesus geboorte. Want hulle was niks. Hulle was die minste van die minste. Om vir die idee te gee is, herders mag nie in die tempel gekom het om saam te aanbid nie. Hulle was nie toegelaat nie. Hulle was nie welkom nie. As jy daar opdaag by die tempel, jaag hulle jou weg. As 'n herder mag jy nie stem nie, want herders het geen stem gehad. Maar die moment toe die herders die nuus kry, die eerste ding wat die herders doen is om daai afstand tussen hulle en Jesus is om hy afstand uit die pad uit te kry. Hulle is dadelik op pad na Jesus. Vat van Maria en Josef. Maria en Josef is in Nasaret. En as gevolg van Herodes se sensusbevel moet hulle Bethlehem toe. Nou om vir julle idee te gee hoe ver dit is, dis 130 km en dan is hy nog 9 maande swanger agter op 'n donkie. 130 km op pad Bethlehem toe. Julle ken die verhaal. Hulle kom daaraan, probeer die eerste hotel met die ou skep want dit reën. Dit lyk soos George. Sy hotel was nog nooit so vol nie. Die hele land is in rep en roer, so George in Desember maand. Gastehuise is uitgeboek. Hier loop 'n klomp mense in Bethlehem rond wat nie bly nie. Maar die ou kry hulle jammer en hy sê vir hulle, wel hier agter is 'n stal. Die hotel is vol, maar is daar 'n stal. En is in hierdie stal waar Jesus gebore word. Ek moet sê, dis nogal baie interessant dat Josef en Maria al 130 km ver ry om by die stal uit te kom. Die engele van die hemel af om die boodskap aan die herders te gee. Die herders spring dadelik op pad Bethlehem toe om vir Jesus te ontmoet. Die hotel-eienaar by Jesus kom nie van die tweede verdieping af om Jesus te ontmoet nie. Hier is massiewe afstande wat gebeur. En die hotel-eienaar worry niks. Dit reën, dit gaan goed, ek maak geld, ek worry nie vir julle. Om nog een by te sit. Die wyse man, die rykes, die wetenskaplikes wat kon sien in die skepping en wat getuig dat die groot koning gebore is. So jy die superarmes, die herders wat op pad is na Jesus toe, jy die superrykes, die wyse manne. En die wyse manne het hulle tassies gepak, agter op die kamele gegooi, agter die sterre aangeloop, en op 'n stadium sien hulle die Bethlehem bordjie. Toe skiet hulle in daai rigting. Van die geleerdes beweer dat die wyse manne 1500 km ver gery het om by Jesus uit te kom. Dis hoekom die kamele gepak het 1500 km om by Jesus uit te kom. Hulle kom by Bethlehem en hulle sien later die hotelbordjie in die hoofstraat en daar het hulle ingesluit. Dan kom ek leer julle vanoggend iets wat julle dalk nie geweet het. Op pad Bethlehem toe stop die wyse manne eers in Jerusalem om vir koning Herodes te gaan sien. Hulle wou weet by die koning of die groot koning hier in die paleis gebore is. Of die koning dalk weet waar die groot koning gebore is. Natuurlik het Herodes dit nie met groot opgewondenheid gevat nie, sy rad het behoorlik gehak as 'n engine het gesies. Ek lag so iemand sê, dis die eerste keer wat die K-woord verban is. Jy mag nie voor die koning sê, koning, ander koning nie, hoor. Koning, hoor. Ek sien nogal die gesprek in my gedagtes. Ja, koning Herodes, ek hoop het gaan met jou goed, lekker om jou te ontmoet, maar ons is bietjie haastig, kan jy dalk vir ons help waar die regte koning van die Jode gebore is? Die koning natuurlik antwoord vir hulle, hier in die paleis, hier staan ek voor julle. Die wyse manne lag om te sê, dis 'n goeie ene. Die koning het 'n sin vir humor. Nee man, ons praat van die groot regte koning wat nou net gebore is. Dis nou daar waar Herodes rooi soos 'n tamatie word. Sê nie veel verder nie. En hy begin sy hande vat en in daai hout indruk van daai troon, dat sy hande deel word van hy. So ja, Herodes wou almal beheer. Herodes wou alles beheer. En Herodes ontdek daar, hy beheer nie alles. Toe die wyse manne daaruit is, toe roep Herodes sy slim manne bymekaar en sy skrifgeleerdes. En hy vra vir hulle, maar waarvan praat hierdie mense? Een van die skrifgeleerdes antwoord, wel ek het bietjie gaan kyk in die argiewe en ek moet sê ek het op 'n boekrol afgekom wat deur die profeet Micha baie jare terug geskrywe is. Daar staan in Micha 5 vers 1 en 2. Maar jy, Bethlehem Efrata, al is jy gering in die streke van Juda, uit jou sal daar van my iemand kom om my heerser te wees in Israel.
Sy oorsprong is uit die verre verlede, uit die dae van wel-eer. Dit is waarom die Here hulle sal oorgee tot die tyd aanbreek vir 'n swanger vrou om geboorte te skenk. Dan sal die res van sy volksgenote terugkeer saam met die Israeliete. Nou, koning, om dit op te som. Die koning van die Jode gaan gebore word in Bethlehem. Sy skrifgeleerdes sê vir hom waar. Die wyse manne sê vir hom wanneer. Nou, so koning Herodes het die plek, hy het die tyd. En hier is my ongelooflik interessant. Vir een of ander rede kan die koning vir 10 kilometer nie reis nie. Die afstand tussen Bethlehem en Jerusalem is 10 kilometer. Die skrifgeleerdes en die raadgewers van die koning kan nie die gap van 10 kilometer toemaak. Die koning se genote kan nie uit 10 kilometer. Die wyse manne draai daarom van die koning weg en hulle reis die laaste stukkie van daai 10 kilometer om vir Jesus in 'n stal te kry. Hulle kom daar en hulle aanbid vir Jesus. Hulle gee geskenke, draai daarom en gaan met 'n ander pad huis toe. Is dit nie ongelooflik nie? Want elkeen wat Jesus gesoek het om hom te eer en te verheerlik, om aan hom iets te gee, om 'n erkenning te gee, om die koning te sien, om goeie wense te bring, hulle almal het hom gekry. Al kom hulle 1500 km weg. Die brandarmes, die herders het hom gekry. Die rykes, die wyse manne het hom gekry. Die ouens wat van ver af gekom het, het hom gekry. Vir almal wat Jesus gesoek het die afstand verdwyn. Maar die mense wat Jesus gesoek het om hom seer te maak, om hom te verwens, kwaad aan te doen, sy lewe te bedreig, kon vir een of ander rede, al is dit 10 kilometer van hulle af, om nie kry. Die afstand was net te groot. En weet julle, my liewe Fynbos familie, het gebeur vandag nog steeds. Kyk, ek weet mense sal vir my vanoggend sê, weet jy wat, maar soms hulle nie tegnologie gehad het nie. As hulle die tegnologie van vandag gehad het, die smartphones en die slim phones en die dik phones en die open phones en die tablets, phablets, rekenaars, fibers, internet, weet jy wat, as hulle al daai goed gehad het, sal Jesus dadelik opgespoor het. Ek wil nou nie op babbelbaars op Kersfees sien, nee. Maar hier's mense wat vandag hier in hierdie kerk sit, wat ek weet brandarm is. Wat sit met 'n R200 foontjie aan hulle Jesus gekry. Hulle het volgende gekom om Jesus te loof en te verheerlik en te eer. Hier is mense wat al die tegnologie in die wêreld het, wat vir Jesus geheel en al mis. Kry hom nie en verstaan hom nie. Hoekom nie? Hoekom kry die mense met al hulle slim goed nie vandag vir Jesus opgespoor? Dis omdat God besluit vir wie hy die afstand kleiner maak en wie nie. God kan die afstand dadelik wegvat, of hy afstand kan altyd daar bly. Die mense wat hom nie soek nie, nie wil vereer nie waardeer nie wil aanbid nie, gaan hom nooit kry. Maar vir ons wat vandag hier sit, vir ons is God die een wat nog altyd in die hemel regeer. En hy het die grootste afstand gereis, die grootste afstand, om na ons te kom. God wat in die hemel is, kom na die aarde, word gebore as 'n mens vir die naam van Jesus, hy kom na ons toe. Dis Kersfees opgesom. God kom na ons toe. En almal wat Jesus soek, gaan hom kry. God het daai massiewe afstand tussen ons en hom, daai skeiding tussen ons en hom, het hy verwyder. Hy kom na sy mense. Weet jy, is eintlik ongelooflik. Sien dit so trappe na die hemel. Jy onthou vir Jakob in hy droom, wat hy die leer gesien het, die engele op en af klim in die begin. Sien dit so trappe. Ons sien gewone mense oploop teen 'n trap. Op Kersfees kom God van die trappe afgeloop. So presies die prentjie. En hy kom na ons toe. Dis hoe maar staan in Johannes 1 vers 4. En die woord God het vlees geword en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. Nou wil ek julle iets vanoggend leer. Ek het iets saamgebring. Nicolaas, en my help. Wat jy gaan maak is, jy gaan vir my daai punt vashou, dan staan my daai kant toe. Ons gaan so vashou. Ek gaan nou vir julle verduidelik die ander.
Die Bybel praat van 5 groot dinge wat ons van Jesus skei. Hoor dit staan in Jesaja 59 vers 2. Maar julle sondes skuld, dit het skeiding gebring tussen julle en julle God. Julle sondes het hom sy gesig vir julle laat verberg, sodat hy nie luister nie. Kyk wat staan in Romeine 6 vers 23. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is ewige lewe in Christus Jesus ons Here. So daar staan 2 dinge wat ons van Jesus skei. Daar is nog 3 goed saam met dit. En die 3 goed wat ons van Jesus skei is afstand, sonde, die dood, fisiese skeiding en dan later die aarde. Afstand is die eerste ene tussen ons en God. So wat het Jesus gemaak? God wat in die hemel is, kom na die aarde om tussen ons te wees. Hy word gebore as 'n mens, maar hy is nog steeds God. Hy verwyder afstand tussen ons en hom. Hy kom na ons toe. Hy is hier op die aarde, tussen ons. Dis waaroor Kersfees gaan. Jesus in lewende lywe, God in lewende lywe. Dis wat Immanuel beteken, God met ons. God word mens. Dis 'n ongelooflike groot nuus. God in lewende lywe. So, wat Jesus maak is, hy kom haal die afstand uit om by ons te wees. Hy's by ons op die aarde, hy word gebore. Nou gaan dit verder. 33 jaar oud, toe word Jesus gekruisig. En hy sterf vir ons in ons plek vir ons sonde. Sonde skei ons van God. Hy betaal die prys vir ons sondes wat skeiding maak sodat ons by God kan wees. So hy het sonde ook uitgehaal. Kom jy al nader. Staan net 'n bietjie op draas uit. So sonde is weg. 3 dae later toe staan Jesus op by die graf uit. Met ander woorde, die dood is oor. So dood skei ons nie meer van God nie. Jesus staan op by die dood en dit beteken dat as ons vandag ons oë toemaak, gaan ons dadelik by hom wees. So help vir ons die dood uit. Kom jy al nader. Is nie ongelooflike geskenke wat ons kry nie, maar Jesus is nog nie klaar nie. O nee. Met hemelvaart toe vaar hy op na die hemel toe en hy sê toe vir ons, hy gaan ons iemand stuur in sy plek en dis die Heilige Gees. En die rede hoekom hy doen is toe op die aarde was, kon hy een plek wees, ons een plek. Hy sê vir ons, nee, ek gaan nog nader aan julle kom, ek gaan in jou hart bly deur die Heilige Gees. Fisiese skeiding is weg. Hou nog vas, nog eenetjie. Later, aan die einde van die Bybel met die wederkoms sê Jesus vir ons, julle is op die aarde, ek is in die hemel. Ek gaan kom en dan gaan ek julle kom haal dat julle nie vir my geskei kan wees en nou is julle by my in die hemel. Jy moet druk. Dit is weer iets. Nou sal ek groot musiek. Sien julle wat maak Jesus? Al nader, al nader, al nader, al nader. Kersfees is die eerste stap om my skeiding tussen ons en hy te haal. En dis wat Kersfees so ongelooflik maak. Ek dink dis waar mense baie keer Kersfees mis, want hulle verstaan nie lekker wat Jesus kom doen het nie. Hulle verstaan nie die wonder van Kersfees. Jesus kom en hy kom haal daai skeiding uit. Daai skeiding. Daar's nie meer afstand nie, daar's nie sonde nie, die dood is betaal. Hy's in ons hart, die Heilige Gees. Al wat nog moet gebeur is die wederkoms waar ons by hom in die hemel gaan woon. Geen skeiding tussen ons en God. Nou elkeen van julle wat hierdie Kersfees vir Jesus soek om hom te eer, om hom te loof en om vir hom vir dankie te sê, gaan hom kry. Daar gaan nie afstand wees tussen jou en Jesus nie. Dit gaan 'n Kersfees wees waar jou hart vol is, waar jy rondloop en vakansie kan hou, maar jy weet waaroor Kersfees gaan. Jesus kom en hy kom na jou toe. Maar die ouens wat hom nie soek nie. Die ouens wat die probleem het met hierdie en daai en datums en geletters op die hoes en hoes nie, is die ouens wat waarskynlik die wonder van Kersfees gaan mis. Ek hoop en ek glo dat die wonder van Kersfees, daai afstand wat Jesus kleiner maak, dat jy dit voel. Daai skeiding wat Jesus kom weggooi het, dat jy dit bewus sal wees daarvan. Mag dankbaarheid en opgewondenheid en verwondering jou Kersfees vandag opsom. Jesus kom en hy kom verwyder die afstand, hy kom na ons toe. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons is tog so altyd bewus gewees van daai skeiding tussen ons en U. Want ons wat op die aarde is, U sê vir ons in die boek Rigters, dat die mense later gelewe het, maar soos hulle wil, elkeen het gereken in sy eie oë wat reg is, en Here, hier kom U later,
en U kom verwyder afstand. U wat in die hemel is, ons wat op die aarde woon. U word gebore as 'n mens, 'n egte mens, honger en dors en kwaad en bekommerd, is emosies wat U ervaar het. U ken dit, U was 'n egte mens, maar U is ook God. U leer vir ons, U is Immanuel, die God met ons. Here, U leer vir ons in die woord in 1 Johannes 14 dat U gekom het, U is God in lewende lywe. Hulle kon U sien aan die vat en U ervaar, hulle kon hoor hoe U preek. Hoeveel mense het U getuig as hulle sê, as hulle hoor hoe U praat, want ek kan sê ons nog nooit iemand gehoor so praat nie. Die wonders wat hulle nie belewe het nie. En Here, dankie dat ons kan weet dat dit nie daar eindig nie. Dat U later bereid was om die lewe vir ons aan die kruis te gee en dat U vir ons sonde betaal het. Ons sonde hou ons nie meer terug nie, skei ons nie meer van U nie. Daardie prys is betaal. 3 dae later, toe is die graf leeg, Here het opgestaan en daarom weet ons, daarom kan ons vandag met vrymoedigheid uitroep wat soveel mense in die Nuwe Testament uitgeroep het, dood, waar is jou angel, want U skei ons nie meer nie. As ons voet toemaak vandag, Here, is ons by nie. Dankie dat U nog geen verder gegaan. Dat U vir ons vervul het met die Gees, dat U in ons harte woon, nie meer een kant van ons staan en kyk nie, maar in ons hart ons lei en beheer en regeer. Dankie dat ons kan opgewonde wees en kan uitsien na die laaste stapie wat U gaan verwyder, ons op die aarde en in die hemel, waar U ons kom haal om te wees waar U is. Here, U kom al nader en al nader en al nader en ons is bewus van die liefde en die omgee. Dankie dat ons vandag kan wees waar die herders en die wyse manne was. Ons wil graag net dankie sê en al die eer en erkenning aan U gee. U is ons Here tot aan einde van die dag. Dankie Here dat ons kan verstaan waar Kersfees gaan. Ons bid dit als in die almagtige heilige naam. Amen.